Broers en susters, u is een en elkeen hartlik welkom in hierdie godsontmoeting. Mag die Here u deur sy Gees aan sy hand neem en u die nuwe week wat ons ingegaan het, begelei tot aan die einde van hierdie week. Die notas vir u aandag sal ek na afloop van die erediens aan u voorhou. Daarom, elkeen van u en al die gaste, baie welkom in Christus. In ons toetrede tot die troon van die Here sing ons een lied uit die liedskat van die kerke, synodaal goedgekeur deur die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, en wel die 245 se eerste strofe, en daarna bely ons afhanklikheid van die lewende God in ons wotum, vanoggend in die vorm van 'n gebed, lied 245. Kom ons kniel in gebed om daarna die seën van die Here te mag ontvang. Laat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir u welbehaaglik wees, o Here. U is ons rots en verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi u om saam met my te staan en ons sing Psalm 25 se 4de strofe. As dit vir u moeilik is om op te staan en daarna weer te gaan sit, verstaan ons elkeen. Ons loflied, Psalm 25, se 4de strofe, en nadat ons dit staande gesing het, kan u weer die sitplek inneem.
Ons doen in dankbaarheid belydenis van ons geloof. En nadat die apostoliese geloofsbelydenis vanuit hierdie gemeente weer klink het, teenoor mekaar, teenoor die wêreld, gryp ons om dit so uit te druk na die Here se wet. Eers die belydenis en dan sy wet. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Ek glo in hom wat op die 3de dag opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En nou, een heilige oomblik na die ander, die wet van God. Of, soos ons ook in die omgangstaal praat, van die 10 gebooie. Hoekom moet dit elke Sondag afgekondig word? Om die eenvoudige rede, die wet van God laat die evangelie grondvat in my lewe. Dit laat die evangelie hier en nou 'n werklikheid wees. Die wet van God behoort tot die ABC van die leer van die kerk. En daarom u en ek kan nie daarsonder nie. Kom ons luister met aandag. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk,
enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders, wat aan hom of haar behoort nie. Ons gaan saam sing, geliefde gemeente, Psalm 9, terwyl ons bly sit, strofe 1, 6, 7 en 10, en daarna bid ons saam. Ons bid saam. Ons roep U aan, Vader in die hemel, met die kinderlike wete dat U die skepper van hemel en aarde is. Dat U die grote God is. Dat U die ontoeganklike lig bewoon. Dat U heers en regeer in tyd en tot in ewigheid. En daarom pleit ons Here dat U ons in Jesus Christus sal raak sien as ons saam is in die woning om U te dien. Omdat ons U eerste stel in ons lewe. Daarom op die eerste dag van die week in U huis saam. Tot U verheerliking. Omvou ons met die vaderlike goedheid, gedagtig dat U elkeen van ons omstandigheid ken,
U ken ons hart. U ken ons lewensdinge. U kyk diep in die kamers van ons siel. So buig ons voor U en pleit, praat met ons. Praat met ons vanuit die hoë hemele. En gebruik die mond van 'n nietige mens. Hoor ons, Here, in totale afhanklikheid van U. Ons ganse lewe in U hand. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, die Here aan die woord vanoggend uit die 83 vertaling, Filippense 1 vers 1 tot 11. Met verse 9 tot 11 as fokusverse. Filippense 1 en by monde van Paulus het die Here aan die gemeente van Filippi gesê en sê aan ons vanoggend van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en tot
sy eer. Tot daar die Here se woord. Geliefdes, die tekstema groei in godsaligheid. Groei in godsaligheid. Susters, broers, jongmens en kind, die afgelope 2 Sondae het ek vir u gevra, hoe gaan dit deesdae met u geestelike lewe? Vanoggend, met Filippense 1:9-11, Paulus se gebed vir die Filippense gemeente, vir u te vra, onthou nou, vir 2 Sondae het ek gevra, hoe gaan dit deesdae met u geestelike lewe? Vanoggend om Christus wil vir u te vra, groei u in u geestelike lewe? Of stagneer u? Groei u in die geestelike lewe? Of is dit elke dag dieselfde? En dan wil ek vir u sê, as ek gevra het, groei u of stagneer u, dat ek vir u moet sê, stagnasie is eintlik niks anders as om dood te wees nie. As 'n mens gestagneer het jy gestol. En weet jy, en wat ek nou sê ek met hartseer. Baie Christene, baie kerkmense kan net sê, hulle is Christene en dis al. Sonder enige groei. Kan ek 'n voorbeeld noem? Sommige Christene, baie kerkmense, as jy op huisbesoek sê, kom ons neem almal die Bybel. En ek sê, kom ons blaai na Haggai 2. Daar sit 'n gesukkel van 'n ander wêreld. Kom ons neem dit verder. As ek in 'n katekisasieklas vir hoërskoolkinders vra, kom ons blaai na Matteus 3. En is 'n gesoek hier aan die begin van die Bybel. Verstaan jy wat ek bedoel? Of
En ek weet, dit het ek nie in my preeknotas geskryf nie, maar ek lees dit raak. 'n Teoloog wat sê, as hy oor geloofsgroei dink en oor geloofsgroei skryf, dan sê hy praat met baie gelowiges wat sê, dominee, ek het 50 jaar gelede op 'n kerkkamp tot bekering gekom. Alles is mos reg. Moet ek groei? Waarvan praat jy? Daarom is geloofsgroei sonder enige twyfel 'n werklikheid in u lewe. Want in Filippense 1, veral vers 9 tot 11, sien dit saam met my raak, preek Paulus nie vir die Filippense gemeente nie, as dit oor geloofsgroei gaan nie. Hy klim nie as het ware op die preekstoel om dit so uit te druk en sê, julle moet dit en julle moet dit en julle moet dit. Hy kom nie met een opdrag na die ander en een bevel na die ander en as jy nie in die geloof groei nie, gaan dit of dat met jou gebeur nie. Nee, gaan kyk mooi, hy bid vir die gemeente. Met ander woorde, hy preek nie oor geloofsgroei nie, hy bid vir geloofsgroei. Paulus se gebed vir die gemeente leer dat geloofsgroei, gaan kyk 'n bietjie ons teks, begin by liefde vir die Here wat moet groei. Ek lees vir u. Ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, sal groei in begrip en fyn aanvoeling. Ons kom daarby. Groei u liefde vir die Here. Bedoelende broer en suster, is daar, om dit so uit te druk, by u en my 'n gierigheid, om dit so uit te druk. 'n Gierigheid, 'n leergierigheid. Om te sê, ek wil al hoe meer en meer en meer weet oor die lewende God. Ek wil al hoe meer weet van Jesus Christus en die Heilige Gees. ‘n diepe soeke na God. ‘n diepe behoefte na die sekerheid en vertroosting, bewus van die broosheid van die lewe. ‘n leergierigheid. Hoekom? Omdat ons van stof gemaak is en nie van staal. Dis hoekom baie mense te gronde gaan.
verlore raak. Maar as 'n mens bewus is van wie God is, en die detail van sy beloftes ken, dan is 'n mens se lewe van gebrokenheid en moedeloosheid en onrus en angs en swakheid en nood totaal iets anders. Kern van die saak is, groei u in u liefde vir die Here. Dan sal jy vra, hoe? Dan staan daar in die teks, met begrip en fyn aanvoeling. Die 53 vertaling praat van kennis en ervaring. Hoe groei 'n mens in die Here God? Dit is om jou kennis oor hom, van hom te verbreed. Dis om 'n diepe ervaring van 'n lewende verhouding met God te hê. Dit is om gevorderde godskennis na te jaag. Dit is om onderskeidingsvermoë te hê. Dit is om, soos Dawid in Psalm 51 te sê, laat ek diep in my binneste weet hoe u wil dat ek sal lewe. 'n leergierigheid omdat ek die Here liefhet. En in my liefde vir hom te groei in kennis en fyn aanvoeling. En hierdie kennis en fyn aanvoeling is die innerlike verligting waardeur 'n volwasse Christen as dit ware instinktief in elke konkrete situasie op hierdie ou aarde weet wat goed en reg en volmaak is. Wat vir die Here aanneemlik is. Hoor jy hoe wonderlik? As daar groei kom in die geloof, dan kan ons onderskei tussen dit wat werklik belangrik is. En daar is ons by die kanker van ons tyd. Onderskeidingsvermoë. Om te weet wat werklik vir God belangrik is. Want sien, 'n Christen se verhouding met die Here is in die eerste en in die laaste plek 'n liefdesverhouding. Hoorie wat sê ek? Dus in die eerste en die laaste plek 'n liefdesverhouding. En dit beteken, na mate my liefde vir hom toeneem, na mate my liefde vir hom groei,
groei daar begrip en fyn aanvoeling vir sy wil en sy welbehae en nie my saak nie. Maar geestelike stagnasie bewerk lewensfrustrasie. Geestelike groei laat 'n nietig mens dag vir dag bely net om u wil te doen, soos in u boek. Want ek het u die liefste. Nie om te doen soos ek wil nie. Maar om te doen soos in die boek. Die wonderskrif wat nooit vergaan. Dit klaar aan my geteken staan, dit wil ek die Here van ganse harte soek. Nou, en dalk is ek aanmatigend. Wat ek nou vra ek eers vir myself. Wanneer laas het julle dominee gesê, ek bied u hart en hande in willige offerhande, alles wat ek is en het. Wanneer laas het hy eerlik opreg gesê, ek bied u hart en hande. Ek bied u alles wat ek is en het. Ek moenie al te vinnig sê, maar dis nie moontlik vir 'n nietig mens om dit te sê nie. Psalm 40 gaan voort, daar staan, diep in my ingewand, hier kom dit, waar liefde en ywer brand. Dra ek u woord. Die gedink, wat in die wêreld kan gebeur, as elke kind van God sê, diep in my ingewand, waar liefde en ywer nie lewe nie, brand. Brand. Daar dra ek die heilige wet. En die sulkes wat so sê, sal op die dag wat Christus weer kom, onberispelik
en sonder blaam wees. 'n laaste sin. Broer en suster, groei u dag vir dag in u geloof. Amen. Kom ons dank. Dankie Vader in die hemel vir die waarheid van u woord, die krag en die grootheid van u guns. Hoor ons Here uit genade. As ons sê, ons het u hartlik lief. Ons loof u dat u God is en niemand meer. Hoor ons gebed in Jesus naam. Amen. Liefdes, ons het nou die voorreg om twee broeders in die besondere diens van ouderling te bevestig. En ek vra dat broeder Pieter Hertzog en broeder André Viljoen na vore sal kom. Geliefde gemeente, soos die Here se wil is, sal broeder Pieter Hertzog uit die aard van die saak ouderling vir die hele gemeente spesifieke sorg neem vir wijk DW1 saam met diaken Rinus van Sail en broeder André Viljoen ook ouderling vir die hele gemeente, maar spesifieke sorg vir wijk MO1, dit is Montana Afterioord, daaronder in die hoek van Doringpoort, met suster Johanna van Eden, wat in die wijk woon as die diaken. Broer Pieter en broer André, wees daarvan verseker dat u bevestiging vanoggend die verhoring van menige gelowiges gebed is. Mag die Here u styf vashou en mag hy u die woorde in die mond gee om nederig dankbaar die Here se woord te bring. Daarom, broer en suster, gemeente, u weet hoe ons nou verskillende male die name van broer Pieter en André afgekondig het, as medebroers wat as ouderlinge vir die gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle ambt bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hulle voorgelê het nie, sal ons hulle nou in die naam van die Here in die diens van ouderling bevestig. Vir die doel moet julle twee broers en ook al die aanwesiges in die erediens eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die ouderling aanhoor.
'n ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees aan hulle gegee het. Daarom glo ons dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broer André, broer Pieter, word hy geroep om die gemeente te regeer en die gemeente te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderling die woord van God deeglik ondersoek en dat jy jou in die rykdom van die evangelie verdiep. Julle opdrag is die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind. Dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderling en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer. En jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Verder moet jy sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle sondes voortleef, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Verder moet jy veral oor die leer en wandel van die dominee toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En ten slotte, jy moet ook al die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Broers, julle het gehoor wat julle opdrag is. Ons vra nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy in leer of lewe sou afwyk? Broeder André Viljoen, jou antwoord? Broeder Pieter Hertzog, jou antwoord? Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan ons ouderling ywerig in die regering van die gemeente, wees soos 'n wagter oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte, gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dan die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En geliefde gemeente, ontvang vir André en Pieter as dienaars
vir God. Stel die gewillig onder hulle toesig. Stel die gewillig onder hulle regering, want hulle waak oor die lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderling in julle gebede. Ons gaan nou, broer en suster, die twee broeders toesing, Psalm 134, die 4de strofe, terwyl ek hulle wijksluis en 'n klompie praktiese reëlings getik aan hulle deurgee en hulle daarna vra om die ondertekeningsformulier in u teenwoordigheid te teken. Psalm 134, die 4de strofe. Sal praat oor Pieter. Groot genade vir beide van julle. Ek vra dat hulle die formulier waartoe hulle ingestem het, broeder Andrei, sal onderteken. As die twee broeders na die erediens 'n oomblik te spaar het van die lidmate in julle wijk, sal die gesamentlike huisbesoek bywoon, dan kan ek julle vinnig aan hulle voorstel. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Geliefdes, ek deel graag ook tydens die erediens die volgende met u. U is hartlik uitgenooi na die afloop van die erediens vir 'n koppie tee of koffie onder die afdak. Daar is vanaand om 19 uur as die Here wil 'n aanderediens en mag die Here dit in die hart bewerk om teenwoordig te wees. Die verjaarsdae van lidmate wat 26 Julie tot 1 Augustus verjaar is op die flitsborde vertoon en ons as Montana Poorters sê vir al diegene baie hartlik geluk en vreugde vir die jaar op hande. En nou weet jy dat dit by ons 'n gebruik is dat ons vir die dooplidmate 'n kaartjie gee en Marlies Bosch, suster, ja, mens moet maar altyd saam met 'n ou se boeta loop, nê? Sissie, baie geluk engeltjie, jy verjaar die 28ste en 'n groot gelukkige dag vir jou, hoor. Boeta, dankie dat jy haar so mooi oppas, hoor. As die Here u seën met materiële middele en u kan 'n dankoffergawe vanoggend afdra by die deure, word dit afgesonder vir die Montana Poort Kerkkas. Dan die gesamentlike huisbesoek net hierna vir die lidmate van DW1, MO1, P2 en ook die PH-wijk. Nog eens, broer en suster, met geen onduidelikheid dat hierdie die uitsondering is. Maar om al hierdie lidmate te besoek, is regtig nie binne die huidige korps van ouderlinge moontlik.
Die wyke is groot en daarom pleit ek dat ons regte geduld aan die dag sal hê. En dan die laaste opmerkings, in die gebede te dink aan Suster Hannetjie Robertse, 'n hoogsbejaarde suster van die gemeente, wat gisterand bitter laat in saal 5 van Montana Hospitaal opgeneem is. Sy is erg verswak en mag die Here haar in sy liefde vashou. Die 3 Augustus, as die Here wil, ondergaan Wimpie Loos 'n mediese prosedure en eerskomende donderdag sal broeder Bertus Joubert, een van ons diakens, se vrou Magriet, ook weer mediese behandeling ondergaan. Voordat ons die uitstuurseën van ons Here ontvang, gaan ons staan en Psalm 119 saam sing, 2 strofes van hierdie alombekende psalm. Eers strofe 26 en dan strofe 22. Maar voordat ons dit sing, ek het geweet ek gaan vergeet om dit te sê. Ek merk op dat broeder Willem Oesger saam met ons in die erediens is na maande, as dit nie jare, se siekte en omstandigheid is. Ons is so dankbaar, Willem, dat jy saam met ons kan en mag aanbid. Psalm 119. Broer en suster, kan ons dit herhaal, asseblief? Kom ons sing tot lof van die Here, strofe 26 en daarna strofe 22, Psalm 119.
ontvang die seën van die Here en gaan leef onder die seënende hand van die lewende God. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons trooster, sy met u almal. Amen.